Goeiedag en baie welkom by hierdie oordenking as deel van ons formasiereis om verhoudings te kweek wat verstaan. Ons skrifgedeelte is nou op die skerm en jy is welkom om saam met my te lees. En hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en in die nag die gebed tot God deurgebring. En toe dit dag geword het, het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. Want waar 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek in hulle midde. Daar is 'n ou storie wat in monastiese kringe vertel word. Dit is van 'n klooster in Europa. Niemand onthou meer presies waar nie en wat maak dit eintlik nou nog saak. Wat gebeur het was dat hierdie klooster begin leegloop het. En dis nie 'n klein ding nie. Hierdie klooster was op 'n tyd 'n plek waar honderde mense hulle lewens aan gebed en diens gewy het. Dit was 'n plek van lewe, van energie, van teenwoordigheid. Maar so met die jare het mense begin pad gee, een vir een. Sommige het gesterf, sommige het besluit die kloosterlewe is nie meer vir hulle nie. Sommige het net verdwyn en aanbeweeg. En uiteindelik was daar net 'n handjie vol oor, 'n paar ou mans wat nog daar gebly het. Maar hulle was moedeloos. Die geboue het begin vervalle raak, die atmosfeer van die plek het verander. En die ou vader, die leier, het gedink hulle sal die plek moet begin toemaak, daaraan dink. Hulle het gefaal, dis verby. Desperaat het hy toe besluit, nee, hy gaan 'n ou kluisenaar wat in die woud woon gaan besoek. Hierdie man was bekend vir sy wysheid, sy insig, sy verbinding met die Here, verhouding met die Here. En as iemand antwoorde het, kon hê oor wat hulle moet doen en wat die wyse ding is om te doen, dan sou dit hierdie kluisenaar gewees het. Hy kom toe daar en die kluisenaar verwelkom hom en hulle drink 'n teetjie saam en hierdie monnik maak toe sy hart oop. Hy sê, hoorie, hy praat oor die leegloop van die klooster, die moedeloosheid, die gevoel van mislukking wat daar heers. En die kluisenaar het na hom toe geluister en hy het toe vir hom gesê, hy hoor oor hierdie klooster en oor hierdie kerke wat leegloop en dat dit 'n moeilike tyd is. En hulle twee het toe saam gehuil oor hierdie realiteit, saam gebid daaroor. Maar net voor die monnik loop, toe hy nou opstaan om te groet, kyk die kluisenaar en sê vir hom, wag, daar is nog een ding wat ek moet jou sê. Ek het nie al die antwoorde nie, maar een ding weet ek. En dit is dat die Messias een van julle is. En toe het hy stil gebly, net dit gesê. Terug by die klooster het die monnik dit vir die ander broers vertel. Hulle het almal gesit en luister en toe begin wonder, maar is die Messias nie in ons midde nie? Wat bedoel hy as hy hierdie sê? En daardie aand toe elkeen na sy kamer toe gaan, het hulle begin wonder. Elkeen het begin dink, maar wie kan dit wees? Wie kan dalk die Messias onder ons wees? Miskien is dit die Vader wat dekades lank al in hierdie plek gebly het, soveel opgeoffer het, soveel al deurgegaan het. Miskien is dit broer Thomas. Ja, hy's bietjie stadig, hy doen nou nie altyd wat hy moet nie, maar hy is darem maar getrou. Miskien is dit Antoni. Hy praat nie baie nie, maar as hy praat, luister jy, want ons wysheid in sy woorde. Miskien Franciscus met al sy geduld, of miskien met Benedictus met sy liefde vir die skrif. En soos hulle mekaar begin sien het as die moontlike Messias, dat God deur hulle gaan kom nou in hierdie plek, het iets begin verander. Hulle hele houding teenoor mekaar het verander. Hulle het begin let op mekaar. Hulle het begin wonder, wat as dit hy is? Wat as God besig is om deur hom te praat met ons? En soos hulle mekaar met hulle nuwe oë begin sien het die atmosfeer van die klooster verander. Pelgrims het weer van heinde en verre kom kuier en daar het hulle iets anders beleef, iets wat hulle nie kon verduidelik nie. Daar was 'n teenwoordigheid, 'n warmte, 'n liefde wat jy kon voel. En dit was nie lank nie, of mense het weer begin kom. Die klooster het weer begin leef. Nou is 'n baie mooi storie hierdie, maar dis ook 'n uitdaging, 'n uitnodiging. Want wat sou verander as ons mekaar so sou sien?
Wat sou verander as ons in elke persoon, selfs die irriterende een in ons lewe, selfs die een wat dink hulle is beter as jy, selfs die een wat jou gekwes of verwond het, die moontlikheid sien dat God deur hulle wil praat. Jesus sê in Matteus 18, waar 2 of meer in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Nou die Here is oral, reg? Hy is omnipresent. Hy is alomteenwoordig. Hoekom sou hy dan nou sê as julle in my naam bymekaar kom, daar is ek? Ek dink dit is omdat daar 'n nuwe kwaliteit is, 'n nuwe aard van teenwoordigheid wat tot stand kom, as daar 'n intentionaliteit is rondom Jesus. Wanneer ons doelbewus bymekaar kom en bymekaar is rondom hom, dan gebeur daar iets. Hy werk op 'n spesiale manier. Dink daaraan. Vandag sit daar iemand 'n paar sitplekke van jou af weg, wat dalk presies die woorde het wat jy nodig het om te hoor. Nie omdat hulle al die antwoorde het nie, maar omdat God hulle 'n gawe gegee het. Dalk 'n gawe van wysheid, dalk die gawe van bemoediging, dalk die gawe van onderskeiding of die gawe om teenwoordig te wees, om te sien, om te luister. En hier is die ding. As ons te besig is met ons eie ding, as ons te geslote is, as ons te oortuig is dat ons alles weet, as ons te gefokus is op ons eie behoeftes, dan mis ons dit. Dan mis ons hoe God na ons toe wil kom. Maar God kom nie net in die stilte nie, nie net in gebed nie, nie net in Bybelstudie nie. Hy kom ook na ons toe, deur mense. Deur gebroke mense soos ek en jy, wat hy gebruik om sy liefde, sy waarheid en sy teenwoordigheid te bring. Gebroke mense soos die disippels wat Jesus gekies het na hy gebid het. Vandag word jy genooi om in jou lewe in te gaan, of dit nou is by die werk, of dit is by 'n skool, of dit is in jou huis. En met nuwe oë te kyk na die mense waarmee jy omgaan. Hoe sou dit anders wees om te weet dat die Here deur hulle na jou toe kom? Dat hy deur hulle met jou wil praat? Jy het hulle dalk gekies, dalk het jy hulle nie gekies nie. Maar die Here kan deur hulle werk. Hoe sou jy hulle anders hanteer? Hoe sou jy anders luister? Hoe sou jy anders met hulle praat? Here help ons om na mekaar te kyk soos U na ons kyk. Om mekaar te sien en werklik te sien. Om mekaar se pyn te dra soos U dit sou dra. Vorm in ons, Here, 'n liefde wat in ons verhoudings genesing bring, heling bring, wat verstaan. In Jesus naam. Amen.